Harde tye, Jakobus 1 vers 1 tot 4. Ons leef vandag in ontstellende en gevaarlike tye. Niemand van ons dit kan ontken nie. Dinge is baie anders vandag as toe ons kinders was. Die goeie ou dae waar pa en ma vir alles gesorg het sodat ons na hartelus kon speel en die lewe kon geniet, is vir altyd verby. 'n Rol het verander, bekommernis het meer geraak en slapelose nagte het toegeneem. Onthou jy nog die tyd toe ou poelietjie die grootste probleem was wat jy heel dag teëgekom het? Nostalgia is a file that removes the rough edges from the good old days, het 'n oplettende man kwyt geraak. Grandpa, tell us again the story of what life was like before 2008, vra die kinders vir oupa Grootoog. In party lande kry jy te doen met slaggate wat jy nogal 2 keer sal laat dink. Potchefstroom het omtrent meer gate as teergate toe ek laas daar was. In the UK, they drive on the left. Where I live, we drive on what's left. Ons leef in tye van vreemde siektes en virusse wat gedurig uitpop op ongeleë tye om die lewe vir ons ingewikkeld te maak. Ons leef in tye van grootskaalse ontwrigting waar min dinge seker is. Selfs godsdienste styer wanneer hulle leiers verloor en nuwes moet identifiseer. Ons leef in tye van onverwagte verwoesting en terugslae, waarin alles wat jy gehad het skielik wegspoel of in as verander. Ons leef in tye waar die een iemand anders se grond of goed wil hê en enigiets sal doen om dit te kry. Tydens ons besoek aan Suid-Afrika was ons heeltyd bewus van die moontlikheid dat jou kar dalk nie meer lank daar gaan wees nie. Dis ook nie 'n goeie idee deesdae om enigiemand 'n lift te gee of langs die pad op te laai nie. Iemand wie se dogter op die voorste linies van die weermag in Afghanistan gewerk het, sy ouers vra spesiale gebed vir hulle dogter wat nou terugkeer na 'n veel gevaarliker tuisland. Ons is tog so bang sy kom iets oor hierso, skryf hulle. Gegee die onstabiliteit van die wêreld kan mens seker die vraag vra, waar kan ons heen gaan waar ons nie skade sal opdoen nie, waar ons nie sal seer kry nie? Dalk steek daar iets in hierdie uitspraak, die veiligste plek in die hele wêreld is binne die wil van God. Job 5 sê, vonke spat altyd by 'n vuur, net so seker as wat dit gebeur, word 'n mens gebore om moeilikheid te kry. Ons is mense wat gedurig in die moeilikheid is op alle terreine, want ons leef op 'n gevalle planeet waar baie dinge skeefloop. Niks werk meer soos dit veronderstel is om te werk nie, want sonde het elke afdeling van die lewe geïnfiltreer. Sonde het selfs die menslike bloedstroom besoedel, dinge breek. Ons liggame teer weg, ons word oud en gaan dood, mense maak mekaar dood. Huwelike val uit mekaar, egskeidings neem toe. Kinders raak verslaaf aan dwelms of alkohol of seks of al 3. Babas word gebore met defekte wat nie herstel kan word nie. Ons leiers stel ons gedurig teleur. Ons vriende laat ons in die steek en verander soms in vyande. Of soos een ou dit gesien het, leadership is the art of disappointing people at a rate they can stand. Eendag word ons wakker met 'n lasbrief waarin ons meegedeel word dat ons deur 'n kollega voor die hof gesleep word. Of die baas besluit dat jy nie lekker inpas by sy maatskappy nie en ongelukkig vir jou sal moet gaan. Diplomaties word dan vir jou gesê, you're not being fired, you're being promoted to a position of unemployment, with unlimited potential for growth and opportunity. Iemand het eendag goeie raad gegee, as harde tye toeslaan word 'n student nie 'n slagoffer nie. Dis goeie advies. 'n Slagoffer vra, hoekom het dit met my gebeur? Terwyl 'n student vra, wat kan ek leer hieruit? Hierdie is inderdaad moeilike tye waarin ons leef. As Christene is ons nie immuun teen die wêreld se swaar kry en pyne nie. Selfs al leef en woon ons in floreerende plekke. Ons wil graag weet dat ons dit sal oorleef as die kulturele gety teen ons sou draai.
Party van ons voel al skoon mank van al die slegte dinge wat ons oorgekom het, en weet later nie meer waarna toe om te draai of kop bo water te hou nie. Mens kry selfs al biltong wat gereserveer is vir harde tye. Charles Dickens se boek oor harde tye kan dalk die tyd omkry, maar dit gaan nie noodwendig jou situasie verbeter nie. Baie van ons het al grade verwerf waaroor ons kan spog, maar die belangrikste van almal is seker die sertifikaat wat verwerf is in die skool van harde bene kou, the School of Hard Knocks. Dalk is die enigste graad wat ons vandag nog nodig het, ruggraat. Party van ons het al so baie swaar tye deurgegaan dat ons voel, ons kan al kwalifiseer vir 'n t-shirt. Been there, done that, got a t-shirt. As 'n kroeg of 'n kafee die titel het van harde tye, vertel dit dalk 'n storie van die eienaars of hulle besoekers. Baie boeke is geskryf oor hoe om harde, swaar tye te bowe te kom, maar dalk is dit juist vir sulke tye wat God vir ons die praktiese boek van Jakobus ingesluit het in ons Bybel. Dit was een van die eerste Nuwe Testamentiese boeke geskryf omtrent 38 tot 44 jaar na Christus, maar het lees soos 'n brief gerig aan ons in die 21ste eeu. Ons gaan vir 'n geruime tyd knibbel aan hierdie boek, om al die praktiese raad in te win vir die tyd waarin ons leef. Ons begin deur te kyk na die groot prentjie. Die brief van Jakobus. As jy na die Grieks kyk, sal jy sien dat sy naam Jakobos is, wat 'n vertaling van die Hebreëse naam Jakob is. En dis waarom meeste antieke en moderne vertalings sy naam as Jakobus weergee. Nou daar is baie Jakobusse in die Nuwe Testament. 2 van hulle behoort aan Jesus se binnekring van die 12 disippels, maar hierdie brief kom van die Jakobus wat Jesus se halfbroer was. Ons het die verhaal van hierdie Jakobus leer ken in die boek van Handelinge en van Paulus se briewe. Nadat Petrus van Jerusalem al weggegaan het om nuwe kerke te stig, het Jesus se halfbroer Jakobus 'n sterk leier in die moederkerk in Jerusalem geword, wat meestal uit messiaanse of Christelike Jode bestaan het. Dit was die eerste Christelike gemeenskap ooit, en ons weet dat dit moeilike tye beleef het gedurende die 20 jaar toe Jakobus hulle leier was. Daar was hongersnood wat tot groot armoede in die gebied gelei het, en hierdie messiaanse Jode is deur Joodse leiers in Jerusalem vervolg. Maar deur dit alles was Jakobus 'n steunpilaar in die Jerusalemse kerk. Hy was ook bekend as vredemaker wat met wysheid en moed gelei het totdat hy tragies vermoor is. En in hierdie boek het ons die nalatenskap van Jakobus se onderrig en wysheid saamgevat in 'n kort en baie kragtige werk. Die boek begin soos 'n brief. Hy groet al die messiaanse Jode wat buite die grense van Israel woon. Maar dit lees nie soos een van Paulus se briewe nie, waar hy spesifieke probleme in een plaaslike kerk aanspreek. Hierdie boek is eerder 'n opsomming van Jakobus se wysheid vir enige en elke gemeenskap van Jesus se volgelinge. En Jakobus se doel is nie om iemand te onderrig met nuwe teologiese inligting nie. Hy wil eerder na jou dag tot dag lewe kyk en jou uitdaag oor hoe jy dit leef. Jakobus se wysheid is sterk beïnvloed deur 2 bronne. Die eerste is Jesus se onderrig oor die lewe in die koninkryk van God, veral uit die bergrede, wat hy konstant ego en aanhaal in die boek. Die tweede belangrike invloed is die Bybelse wysheidboek Spreuke, veral die gedigte in Spreuke 1 tot 9. Jakobus het letterlik saam met Jesus en die boek van Spreuke groot geword. En nou klink sy eie onderrig ook so. Dit dra die stempel van hulle taal en beeldspraak. Die boek bestaan uit kort, uitdagende wysheidstoesprake, wat vol metafore is en maklik om te onthou eensin Spreuke. En in essensie roep Jakobus die messiaanse gemeenskap op om waarlik wys te word deur volgens Jesus se opsomming van die Torah te lewe, om God lief te hê en vir jou naaste lief te wees soos jouself. Die hoofgedeelte van die boek is in hoofstukke 2 tot 5, wat bestaan uit 12 kort stukke onderrig wat God se mense oproep tot deelhartige toewyding aan die weg van Jesus. En almal tesame ontwikkel nie een hoofidee op 'n lineêre manier nie. Elke stuk onderrig staan op sy eie en sluit af met 'n treffende eensin spreek. Maar al hierdie dele is deur herhalende sleutelwoorde en temas gekoppel wat fantasties werk.
Die hoofgedeelte begin met 2 stukke onderrig. Eerstens oor voortrekkery en liefde. Jakobus wys hoe ons geneig is om mense voor te trek wat ons kan bevoordeel en hoe ons mense afskeep wat nie kan nie, gewoonlik omdat hulle baie behoeftig is. Jakobus sê, dit is die teenoorgestelde van hoe Jesus liefde gedefinieer het. Hy gaan voort om te wys wat ware geloof is en wat dit nie is nie. So as iemand sê dat hulle in God glo, maar mense wat behoeftig of arm is afskeep, sê hy hierdie persoon se geloof is dood. Hulle dade verraai wat hulle sê hulle glo. En ware geloof loop altyd uit op gehoorsaamheid aan Jesus se onderrig. Nou regdeur die boek kry ons 3 verskillende plekke waar Jakobus Jesus se eie onderrig oor ons woorde uitpak. Met dieselfde mond veroorsaak ons pyn aan ander mense en dan gaan loof ons weer God? So verkeerd. En ons veroordeel ook mense en praat sleg van hulle agter hulle rug. En ons is ook almal geneig om die waarheid te verdraai tot ons eie voordeel. Hoe ons oor ander mense praat, is 'n venster tot ons harte en ons kernwaardes. Ons woorde wys ons ware karakter. Jakobus glo ook dat God se koninkryk gemeenskap, soos Jesus geleer het, die tipe plek is waar die skeiding wat deur rykdom en sosiale status veroorsaak word, afgebreek word. Hy waarsku eerstens oor die arrogansie wat rykdom in mense kan veroorsaak, wat glo dit sal altyd daar wees. Hy sê, nee, julle rykdom sal eendag verrot, net soos jy. In teenstelling hiermee moet God se mense lewe met geduld en hoop op Jesus se terugkoms, wat alle dinge sal regmaak, en dit behoort die inspirasie te wees vir 'n geloofslewe vol gebed. Hierdie gedeelte in die boek, al hierdie stukke onderrig, dit is so kragtig en daar is baie meer as waarvoor ons tyd het in hierdie video. Maar regtig, lees dit alles en doen dit deeglik. Nou voor hierdie 12 stukke wysheidsonderrig is die inleidende hoofstuk. Dis 'n vloeiende stroom van wysheidsonderrig en eens in Spreuke wat ontwerp is om die hoofidees van die hele boek op te som. Hierdie hoofstuk stel jou eintlik bekend aan al die sleutelwoorde en temas wat jy in hoofstukke 2 tot 5 gaan teekom. Jakobus begin deur te sê dat hy uit ondervinding weet die lewe is moeilik. Hy was per slot van rekening gemartel, nie lank nadat hy hierdie brief geskryf het nie. Maar hy glo dat lewensbeproewinge en swaar kry eintlik soos vreemde geskenke is wat volharding kan kweek en ons karakter vorm. God kan wonderlike werk binne ons doen, te midde van die lyding en help ons om perfek en heel te raak. Nou daardie woord perfek is regtig belangrik vir Jakobus. Hy herhaal dit 7 maal in die boek. In Bybelse Hebreëus en Grieks verwys hierdie woord na heelheid. Dit beteken om 'n heeltemal geïntegreerde lewe te lei, waar jou aksies altyd ooreenstem met die waardes en geloof wat jy van Jesus ontvang het. Jakobus weet, die meeste van ons lewe eintlik as stikkende mense met groot teenstrydighede in ons karakter. Ons is almal meer vol krake as wat ons wil erken. God is egter op 'n missie om stikkende mense te herstel, om hulle heel te maak. En dit begin met wysheid, die vermoë om my swaar kry vanuit 'n nuwe perspektief te sien. God sal hierdie tipe wysheid vrygewig uitdeel aan mense wat in geloof daarvoor vra, sonder om God se karakter in twyfel te trek. En as ons besef hoe nederig en broos ons voor God is, word ons gedwing om te kies tussen angs en vertroue. En ware wysheid beteken om te kies om te glo dat God goed is ten spyte van al my omstandighede. As dit dus armoede is wat my tot moeilike tye in die lewe dryf, sê Jakobus, probeer om dit alles as gawe te beskou, wat jou dwing om jou vertroue volkome op God te stel. En buitendien, rykdom is vlugtig. Dit gaan alles vergaan soos veldblomme in die somerhitte. Wanneer ons dus moeilike tye beleef, moenie God blameer nie. Laat jou omstandighede jou eerder leer wat Jesus jou oor God se karakter geleer het, dat die Vader vergewig is, dat hy daar is om ons in ons pyn te ontmoet en dat ons hom kan vertrou.
Dit is hierdie God wat deur Jesus vir ons 'n wedergeboorte gee, om 'n nuwe soort mens te word, wat hulle lyding in die oë kan kyk met totale vertroue in die Vader, net soos Jesus dit gedoen het. En hierdie nuwe menslikheid is iets wat ons ontdek as ons nie net na God se woord luister nie, maar ook doen wat dit sê. Jakobus noem God se woord hier die perfekte Torah van vryheid. Hy verwys hier na die grootste gebod van die Torah, wat na ons toe gekom het deur Jesus, dat hy ons vrygemaak het om God en ons naaste lief te hê. En Jakobus wys prakties hoe daai tipe liefde lyk. Dit beteken om met ander mense te praat op 'n vriendelike en liefdevolle manier. Dit beteken om die armes te bedien en dit beteken om met heelhartige toewyding aan God alleen te leef. Jy kan nou sien hoe hierdie inleidende hoofstuk al die sleutelwoorde en idees bevat wat meer in diepte in die 12 stukke onderrig van hoofstuk 2 tot 5 verken word. Jakobus het homself in die wysheid van Jesus en die Spreuke verdiep. En hy het vir ons 'n groot geskenk in hierdie boek van sy eie wysheid gegee. Dit is 'n pragtig gemaakte hou in die maag wat jou wind uitslaan vir diegene wat Jesus wil volg. En dis waaroor die boek van Jakobus gaan. Jakobus wat die brief geskryf het, was 'n halfbroer van Jesus. Wat beteken dat hy die biologiese seun was van Maria en Josef. Hy het saam met Jesus groot geword, kleilaat gegooi, modderkoekies gebak, slingervel gegooi. Daar was ook nog ander boeties en sissies met name soos Josef, Simon, Judas, Salome en Maria. Jakobus het sy boek geadresseer aan die 12 stamme wat verspreid woon oor die wêreld. Wie was hulle? Dit was die vroeë Joodse gelowiges, wat versprei is oor die destydse wêreld weens vervolging van die kerk in Jerusalem. Hierdie Joodse gelowiges was arm, ontwrig en sukkelend. Baie van het alles verloor weens hulle geloof, en baie het met die pyn geleef van geliefdes wat in tronke beland het of tereggestel is. Van Jakobus, iemand wat God en die Here Jesus dien met alles wat hy het. Almal wat oor hierdie wêreld versprei is en aan God behoort, moet die brief lees. Dit is vir julle bedoel. Die ou vertaling sê so, Jakobus, 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is. Groete. Op baie maniere is hierdie brief van Jakobus 'n baie praktiese boek vir ons vandag. Dit lees soos 'n motiveringspraatjie van 'n rugby-afrigter vir sy span. Wanneer ons dit lees, kry ons so 'n kykie in die vroeë Christendom. Jy sal geen teorie hier vind nie, net reguit woorde van Jesus se broer oor wat werk en wat nie werk nie. Iemand het dit getel en meer as 50 opdragte gevind in hierdie 5 hoofstukke. Dis nie soos Paulus se brief aan die Romeine met al sy teologiese argumente nie. Hierdie is plat op die aarde kalfvoet raad van 'n man wat sy lesers geken het en geweet het dat hulle aanmoediging nodig gaan hê om staande te bly in harde tye. Johannes begin sy brief met hoe ons moet reageer as harde tye ons tref. Na meer as 2000 jaar is sy woorde nog net so waar. My liewe mede-Christene, wees opgewonde as julle geloof by elke geleentheid getoets word. Julle weet mos hoe goed dit vir julle geestelike lewe kan wees. 'n Ander vertaling sê, beskou dit as 'n groot vreugde, my broers, wanneer allerhande versoekings julle oorval. Of die ander vertaling, my broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewinge oor julle kom. Die Bybel vir almal skryf dit so, my vriende, daar gebeur partymal met julle verskillende soorte slegte dinge wat vir julle toets. Die dinge wil vir julle laat ophou om God te dien. Julle moet baie bly wees wanneer dit gebeur, want julle weet dat wanneer hierdie dinge julle geloof so toets, dan help dit julle om aan te hou glo. Jakobus begin deur ons daaraan te herinner dat vroeër of later, waarskynlik veel gouer as jy dink, allerhande toetse, uitdagings, beproewings of versoekings jou gaan tref. Sy woordeskat bevat die gedagte van struikel oor 'n probleem, van oorval word uit die bloute. Dit bevat selfs die gedagte van skade optel, van seer kry, van jou naam poppel maak. Stel jouself die volgende prentjie voor. Jy ry op die snelweg in 'n afslaan kapkar
met die wind in jou hare, die radio speel dramatiese musiek, terwyl jy deur die draaie vleg. Die drywer het nie 'n bekommernis in die wêreld nie, alles is wel. En toe skielik, sonder waarskuwings, daar 'n harde slag, die kar swenk na regs en kom tot stilstand. Wat het gebeur? Die kar het 'n massiewe slaggat getref, en die gelukkige kommervrye reis is verby. Die lewe is so vir baie van ons. Maak nie saak wie ons is of waar ons lewe nie, moeilikheid is net 'n foonoproep weg. 'n Dokter mag skielik frons as hy jou rapport lees en sê, ek is jammer, jy het kanker. Of 'n vreemde stem vertel jy oor die foon dat dit die plaaslike polisiekantoor is, jou dogter is pas gearresteer. Of jy mag dalk in die pad gesteek word sonder waarskuwing en jou werk verloor, waarop jy soveel drome gebou het en uitgawes vooraan gegaan het. Of iemand wat naby aan jou is en wie jy met jou lewe sou vertrou, het skielik begin om leuns oor jou te versprei. Of jou wederhelft het skielik besluit dat hy nie langer met jou getroud wil wees nie. Die lys is eindeloos, want die beproewings kom in soveel fasette en kleure. Hoe moet ons reageer as sulke harde tye ons skielik tref? Jakobus se woorde val vreemd op die oor, 'n vreemde stukkie advies wat ons eintlik nie sou verwag nie. Wees opgewonde, wees bly, beskou dit as 'n vreugde. Dit klink so onvanpas, dat mens half wonder of hy ernstig is of eintlik 'n sarkastiese grapjie probeer maak. Hoe kan ek opgewonde of bly wees oor wat met my gebeur het? Het jy enige idee waardeur ek pas gegaan het? Dit klink nie net idealisties nie, maar sommer net plain onmoontlik. Dalk steek daar iets in hierdie ou se waarneming. It is your reaction to adversity, not adversity itself, that determines how your life's story will develop. Dis so 'n vreemde uitgangspunt dat 'n mens dadelik die oorspronklike Grieks wil raadpleeg om te kyk of dit nie dalk verkeerd vertaal is nie. Maar die Griekse woord wat gebruik word beteken eenvoudig vreugde. Platter as dit kan jy dit nie stel nie. Ander vertalings gebruik woorde soos wees baie bly of ag jouself gelukkig. Die Engelse vertaling van J.B. Phillips stel dit so: When all kinds of trials and temptations crowd into your lives, my brothers, don't resent them as intruders, but welcome them as friends. Dit laat mens amper glimlag. Hy gebruik selfs 'n uitroepteken aan die einde van sy sin. Dis nie 'n geval van verwelkom die moeilikhede en versoekings as vriende nie, maar verwelkom hulle as vriende. Soos wat mens 'n vriend met oop arms sou welkom heet by jou huis, nadat julle mekaar vir 'n lang ruk nie gesien het nie, uitbundig, oorstelp, opgewonde, met blydskap. Is hierdie vreugdevolle reaksie op terugslae, moeilikhede, beproewings of versoekings 'n natuurlike, normale reaksie van 'n mens? Nee, ons natuurlike reaksie sou wees om vies te raak, kwaad te raak, of in wanhoop om mekaar te sak, of om te kla, of om iemand te probeer terugkry, of om weg te hardloop. Dis nie natuurlik vir ons om vreugde te vind in beproewings en swaar kry nie. Maar dis die hele punt wat Jakobus probeer maak. Jakobus praat nie van 'n natuurlike reaksie nie, hy praat van bonatuurlike reaksies, wat net moontlik gemaak kan word deur die Heilige Gees. Hy stel ons in staat om te kyk na die situasie vanuit God se oogpunt, en dan daarop te reageer. Om te kies vir vreugde is 'n bewuste keuse wat ons moet maak wanneer harde tye kom. Om die waarheid te sê, dis dalk 'n keuse wat ons oor en oor moet maak. You have the choice. You can choose joy over despair, happiness over tears, action over apathy, growth over stagnation. Choosing to have joy is not naively thinking everything will be easy. It is courageously believing that there is still hope, even when things get hard. Kies vreugde, want geluk is nie genoegsaam nie. Of soos Henry Nouwen stel, joy does not simply happen to us, we have to choose joy and keep choosing it every day. Om het reg te kry, het ons 'n groot siening van die lewe nodig, om te verstaan dat hierdie ding wat nou met ons gebeur, nie die laaste hoofstuk van die storie is nie.
As ons bewustelik 'n keuse kan maak om die lewe vanuit God se perspektief te beskou, dan kan ons tot sekere gevolgtrekkings kom omtrent ons huidige worsteling en swaar kry en moeilikhede. Eerstens, dit word deur die Here gestuur of hy laat dit toe met 'n doel. Tweedens, dit is nodig vir my geestelike groei. Die eerste uitspraak reflekteer my siening van God se soewereiniteit. Alles wat met ons gebeur word of gestuur deur God of toegelaat deur God. As ek dit werklik kan glo, dan eers kan ek aanbeweeg na die tweede gevolgtrekking en mag gaan kyk na maniere waarop hy hierdie gebeurtenis met my kan omskep in geestelike groei. Hou vas aan 'n stukkie praktiese raad. Moenie jou gevoelens vertrou nie. Wanneer iemand vir wie jy baie lief is in pyn verkeer, of wanneer jy sinlose tragedie in die oë staar, of wanneer jou vriende teen jou draai, of wanneer jou liewe mekaar tuimel rondom jou, dan sal jou gevoelens nie 'n akkurate gids wees om te volg nie. Jy sal waarskynlik nie vreugdevol voel nie. Jy sal nie dankbaar voel nie. En jy sal nie vol vertroue oor die toekoms voel nie. Jou emosie sal heel waarskynlik 'n hele sak vol negatiewe sienings op jou uitbraak. So moenie jou omstandighede beoordeel deur jou gevoelens nie. When you are angry, you feel you are more right. When you are regretful, you feel you are more wrong. Your emotions mislead you by amplifying your feelings of right and wrong. Don't make any important decisions when you are experiencing strong emotions. Baie van ons het dalk hierdie raad nodig as dit by besluitneming kom. Beoordeel eerder jou omstandighede deur die Heilige Gees en die woord van God. As jy dit sou kon regkry, sal jy tot 'n kragtige slotsom kom. Hierdie moeilike tye wat my nou tref, gee vir my hoop, want God sien dit as 'n groot voordeel vir my geestelike lewe. Om dinge op God se manier te sien, kanselleer nie die moeilikheid uit nie, en dit neutraliseer nie die pyn nie, maar dit hervorm wel my evaluasie van wat met my besig is om te gebeur. Jy sal met ander oë daarna kyk, omdat jy sal begin glo dat God iets voordeligs vir jou in gedagte het, wat jy op geen ander manier sou kon kry nie. Om dit anders te stel, dit wat besig is om met jou te gebeur, gaan tot jou voordeel wees, omdat God dit tot jou voordeel gaan gebruik in jou verhouding met hom. Jy kan hom maar vertrou met hierdie een. Spreuke 3 vers 5 sê, moenie dink jy weet altyd die beste nie. Begin eerder elke dag weer van vooraf om die Here lief te hê. En los tog al die slegte en verkeerde dinge. Vertel die Here alles waaroor jy dink, alles wat jy wil doen, dan sal jy sien hoe hy jou help. So 'n lewenshouding sal jou baie gelukkig maak. Iemand vertel hoe hy na 30 jaar sy werk verloor het. Met groot moeite het hy uiteindelik 'n nuwe werk gevind wat van hom verwag het om te trek na 'n ander dorp. En het net daar aangekom en begin uitpak toe hy gediagnoseer word met kanker. Hy skryf, as ek vooruit geweet het dit kom, sou ek dalk ander besluite geneem het. En dis die probleem wat ons almal beleef wanneer moeilike tye ons tref. Ons het nie beheer daaroor nie. Wanneer hulle kom, kom hulle, of ons nou daarvan hou of nie. En of dit nou gerieflike tyd was of nie. Ons probeer dan aanpas daarby so goed ons kan. Hierdie man is tans onder behandeling vir sy kanker. Die dokters is hoopvol, maar sonder enige waarborge. Na alles wat hom oorgekom het, skryf die man. Nou dat ek aan die ander kant van al hierdie dinge is, kan ek duidelik sien wat die Here in gedagte gehad het vir my, en ek verheug my daarin en prys hom vir die manier waarop dit vir my verander en gevorm het. Dit het my geloof in God verdiep en my liefde vir God laat toeneem, en ek het talle nuwe maniere gevind waarop ek hom kon dien. Toe ek my broer, wat 'n mediese dokter was, van my kankerdiagnose vertel het, was hy omtrent dansend van opgewondenheid. Hy het vir my gesê, wonderlik, God het vir jou 'n fantastiese nuwe platform gegee, van waar jy vir ander kan vertel van hom. En hy was reg. Dit was 'n fantastiese platform. Niemand het my weggejaag as ek gevra het of ek vir hulle kon bid nie. Dit het 'n ongelooflike openheid geskep om te gesels oor sake soos lewe en dood en geloof, wanneer mense hoor dat ek kanker gehad het. Dis wat Jakobus van praat. Hierdie man het besluit,
Hy het vreugde as sy reaksie gekies te midde van sy kanker. Waarskynlik is ons grootste probleem dat ons die woord vreugde misverstaan. In ons omgangstaal is die woord omtrent sinoniem met geluk. Vreugde word verwar met geluk. Vir baie mense is dit omtrent soos iets wat jy kry by 'n opbouende toespraak of by 'n champagne partytjie op Nuwejaar. Vir baie van ons is vreugde die afwesigheid van pyn. Maar dis nie wat die Bybel met die woord bedoel nie. Vreugde is 'n diepe tevredenheid wat kom uit die wete dat God in beheer is. Selfs wanneer omstandighede buite my beheer is. Vreugde groei die beste in die vrugbare grond van die soewereiniteit van God. As jy weet dat God in beheer is, kan jy tevrede wees diep daarbinne, selfs al ween en huil jy oor wat rondom jou in die gang is. Die rede vind ons in die volgende vers. Omdat julle weet dat as julle geloof getoets word, dit volharding meebring. Ou vertaling sê, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Die Boodskap vertaling sê, die slegte dinge wat met julle gebeur, toets of julle werklik die Here vertrou. As dit met julle sleg gaan, leer julle juis om nader aan die Here te leef. Elke woord in hierdie vers is belangrik. Die frase, omdat julle weet, verwys nie na kopkennis of boekekennis nie, maar na hartskennis. Die soort wat mens optel na jare van ervaring, oftewel ervaringskennis. Dis soos om fiets te leer ry. Party dinge kan mens uit boeke leer, maar baie lesse kom uit die skool van beproewings. God se intensie is om ons geloof te toets. Albert Einstein het dit so beskryf, information is not knowledge. The only source of knowledge is experience. You need experience to gain wisdom. Die woord toets verwys aan die proses waardeur goud suiwer gemaak word. Om die goud te skei van die onsuiwer metale, om het suiwer te maak, word dit dan in 'n smeltoond opgewarm tot dit smelt. Die onsuiverhede borrel dan aan die oppervlakte en word afgeskep, sodat net die suiwer goud oorbly. Dis die prentjie van waarmee God besig is met ons beproewings. Die slegte dinge wat met ons gebeur. Ons almal moet vroeër of later deur die smeltkroes van die lewe gaan. Party van ons spandeer 'n ongelooflike lang tyd daarso. Maar die eindproduk van daardie swaar kry, is die suiwer goud van 'n Christelike karakter. Ons hou nie noodwendig daarvan om deur so 'n smeltingsproses te gaan nie, vra maar net vir Job. Job praat van die ervaring as hy die volgende skryf, die Here ken my lewe. As hy my so toets, sal hy uitvind dat ek so suiwer goud is. Totdat jou geloof getoets word, bly dit maar net teorie. Jy sal nooit weet wat jy eintlik glo, as daardie harde, swaar tye nie oor jou lewe kom nie. Wanneer beproewings jou tref, dan vind jy uit wat jy eintlik glo. Wanneer die foon lui met slegte nuus, wanneer jou seun in die tronk opeindig, wanneer jou beste vriend jou in die rug steek, wanneer jy jou werk verloor, of wanneer jou ouers skielik tot sterwe kom, wanneer jou lewe uitrafel op die nate, dan ontdek jy wat jy waarlik glo daar diep aan die binnekant. Tot dan was jou geloof maar net spekulatief, want dis nog nie getoets nie. Jy kan praat oor die hemel soveel jy wil, maar jy sal eers weet wat jy glo daaroor as jy langs die kus staan van 'n geliefde om afskeid te neem. God gebruik ons beproewings en moeilikhede om volharding in ons te kweek. Die Griekse woorde kan ook vertaal word as uithou vermoë, standvastigheid of geduld. In die boek Openbaring beskryf dit dan hierdie geloof van die heiliges wat nie die merk van die dier aanvaar het nie. Dis 'n geloof wat die oorlog deurstaan het, wat die koels oorvluit het en wat nie weggeskram het van die oomblik of probeer weghardloop het nie. Perseverance is not a long race, it is many short races, one after the other, was Walter Elliot se perspektief op die saak. William Barclay vertel dat die martelare van die vroeë kerk die volle respek van die ongelowiges gehad het, want selfs in die oomblik van dood het hulle hierdie eienskap van volharding gehad. Tot op die einde het hulle gesterf met hulle geloof in een stuk. Van hulle word geskryf, hulle het singend hulle einde tegemoet gegaan.
Toe Miriam Ibrahim van Sudan voor die hof gedaag is, het die moslim aanklaer haar onder druk gesit om haar Christen geloof prys te gee en vir Jesus te ontken. Alhoewel sy geweet het dat haar lewe aan 'n draadjie gehang het, het sy gesê, ek is 'n Christen en ek sal 'n Christen bly. Andy Stanley skryf, spiritual maturity is measured in terms of persevering faith, not perfect behavior. Dis hoe uit jou vermoë lyk. Jy kry dit nie in die goeie tye nie, maar jy ontdek dit in die harde, swaar tye van die lewe. Maar daar is ook 'n belofte wat kom. Jakobus 1 vers 4 sê, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Die boodskapvertaling sê, julle moet die Here toelaat om julle deur hierdie dinge te leer, wat dit beteken om altyd net op hom te vertrou, kom wat wil. So sal julle geestelike groot mense word, wat weet hoe om in elke situasie reg op te tree. Die nuwe lewende vertaling sê, julle moet egter eintyd volhard, dan sal julle julle lewensdoel bereik en geestelik gesond wees, julle sal niks kort kom nie. Ons moeilikhede en beproewings lewer 'n interessante eindproduk op. Uit jou vermoë verwag 'n desperate afhanklikheid van God en vasberadenheid om vas te klou in ons geloof, selfs wanneer die wêreld rondom ons disintegreer. Uit jou vermoë sê, ek sal nie opgee nie, maak nie saak wat gebeur nie, of hoe sleg die lewe mag lyk nie. Ek sal aanhou omdat ek beloof het om aan te hou en omdat ek glo dat die Here iets beters vir my in gedagte het. Daardie hardkoppige vasbyt produseer geestelike volwassenheid. Wanneer die beproewings hulle werk in ons voltooi het, sal ons niks kort kom van die dinge wat die Here in ons wou bewerkstellig het nie. As ons geloof nodig gehad het, sal ons dit hê. As ons hoop nodig gehad het, sal ons dit hê. As ons liefde nodig gehad het, sal ons dit hê. As ons die volheid van die Gees in ons nodig gehad het, sal ons dit hê. Niks sal uitgelaat word nie. God sal sy volle doel met die beproewings in ons lewe bereik. Rick Warren som het so op. Spiritual maturity is neither instant nor automatic. It is gradual, progressive development that will take the rest of your life. Spiritual maturity isn't measured by how high you jump in praise, but how straight you walk in obedience. Die groot gevaar is dat ons kan probeer om die proses te kortwiek, kort te knip, te systap, deur weg te hardloop van ons probleme. Eugene Peterson vertaal hierdie vers in die Message vertaling soos volg. Don't try to get out of anything prematurely. Dis goeie advies, maar nie so maklik om te volg nie. Ons sien dit dikwels in die lewe van 'n ouer persoon wat al 'n lang pad met die Here geloop het. Jong mense het nog 'n pad om te gaan. Fisieke krag is 'n jongman se trots, 'n gryskop se krag is sy kennis van die lewe. Spreuke 16 sê, iemand wat lewenslang naby aan die Here geleef het, sy ou dag is mooi. Natuurlik is daar baie ouer mense wat nie die lesse geleer het nie. Maar Salomo bedoel dat as jy met die Here jou lewe lank gewandel het, sal jy gevul wees met wysheid teen die tyd wat jy oud en grys is. Waar kry jy daardie wysheid? Deur nie weg te hardloop van die beproewings en moeilikhede wat oor jou pad kom nie. Baie van ons ken die verhaal van Elizabeth Elliot. Sy en haar man Jim het aangesluit by 'n groep sendelinge wat wou uitreik na die Auca-Indiane van Ecuador. Na verskeie belovende pogings om kontak te maak met hierdie onbereikte stam, het 'n span van 5 sendelinge gevlieg na 'n sandbank in 'n rivier, in die hoop om die evangelie aan hierdie mense te bring en vriende te maak. Maar dit het nie so uitgewerk soos hulle verwag het nie. Don't drink it all. What are you trying to say, Petey? Missionaries! What? Mira Java! Mira Java!
Eu não vou. Não vou. Jare later het Elizabeth Elliot getrou met Addison Leitch, die president van die Pittsburgh Theologiese Skool. Maar hy het kanker opgetel kort na hulle troue en stadig en pynlik weggeteer. Wat was Elizabeth se reaksie op al hierdie terugslag? Sy skryf, "The experiences of my life are not such that I could infer from them that God is good, gracious and merciful necessarily. To have one husband murdered and another one disintegrate body, soul and spirit through cancer is not what you would call a proof of the love of God. In fact, there are many times when it looks like just the opposite. But my belief in the love of God is not by inference or instinct, it is by faith. To apprehend God's sovereignty working in that love is what, we must say it, the last and highest victory of the faith that overcomes the world." Jakobus sou met haar saamgestem het. Wanneer beproewings en terugslae en swaar kry ons tref, is daar iets wat ons nie weet nie. En ook iets wat ons kan weet. Ons kan nie altyd vooruit weet hoekom dinge met ons gebeur nie. Hoe hard ons ook al probeer om die hoekom vraag te beantwoord, sal daar altyd baie mysteries en geheimenisse in die lewe wees. Hoe groter die tragedie, hoe groter die mysterie. God verduidelik nie homself aan ons nie.
As ons deur die lewe gaan, kan ons net terugkyk en baie leemtes sien wat ons wens God vir ons gevul het. Soms sal ons daardie onvervulde leemtes met ons saamdra tot in die hemel. Elizabeth skryf, "Teach me to treat all that comes to me with peace of soul and with firm conviction that your will governs all," het sy geskryf. Maar wanneer harde tye kom, kan ons weet dat God aan die werk is deur ons probleme en moeilikhede, tot ons voordeel en vir sy eer. Paulus het dit so aan die Romeine verduidelik. Ons kan nou van een saak seker wees. God gebruik elke ding wat in ons lewens gebeur om sy doel te bereik. Vir ons wat vir God liefhet, werk alles tot ons beswil uit. Partykeer sal ons dit sien, ander kere sal ons dit net kan glo deur geloof. Maar dit bly waar of ons dit nou wil glo of nie. Hard times are sometimes blessings in disguise. We do have to suffer, but in the end it makes us strong, better and wise. Die Christelike lewe is nie 'n maklike pad nie. Enigiemand wat voorgee dat alles honkie-dorie sal gaan as jy net in Jesus sou glo, weet nie waarvan hy praat nie. Daar is 'n oorvloedige lewe, daar is geestelike oorwinnings, daar is vreugde in die Here en die volheid van die Gees, maar daardie dinge vind nie plaas ten spyte van ons beproewings nie. Die meeste kere kom hulle deur en met die beproewings en swaar kry. Ons almal sukkel op baie terreine elke dag soos ons besig is met ons aardse pelgrimstog. In 'n gevalle wêreld is daar nie 'n ander pad nie. Die meeste kere kan ons nie kies watter beproewings ons tref nie, en ons kan ook nie almal vermy nie. Maar ons kan wel ons reaksie daarop kies. Daardie deeltjie is vir ons beskore. So, wat gaan jy kies? Vreugde of betryd? Vergifnis of woede? Vertroue of ongeloof? Geloof of vrees? Liefde of haat? Vriendelikheid of kwaadwilligheid? Sagtheid of hardkoppigheid? Genade of weerwraak? Vrede of bekommernis? Hoop of wanhoop? Die duiwel sê, hierdie aaklige ding het met jou gebeur omdat God kwaad is vir jou. Maar God sê, hierdie beproewing maak jou volwasse en bring 'n kroon. Ons perspektief maak al die verskil. God se intensie is nie om ons te verwoes deur al die moeilikhede wat hy in ons lewens toelaat nie. Die dinge wat tans so pynlik voel, sal eendag gesien kan word as boustene van ons geestelike groei. Hulle was nie bedoel om ons plat te slaan nie, maar om ons aan te spoor tot groter geestelike oorwinnings. Ons moet dus dalk minder kla wanneer ons harde tye ons tref en eerder vreugde vind daarin. Focusing on difficulties intensifies and enlarges the problem. When we focus our attention on God, the problem is put into its proper perspective, and it no longer overwhelms us. 'n sendingvriend van ons het met elke terugslag of slegte nuus uitgeroep, "Prys die Here!" As sy kar breek, roep hy uit, "Prys die Here!" As sy vliegtuig vertraag word, het hy uitgeroep, "Prys die Here!" As sy beursie weg is, het hy uitgeroep, "Prys die Here!" As hy sy sleutels verloor het, het hy uitgeroep, "Prys die Here!" En dalk het hy iets van Jakobus geleer, wat baie van ons nog moet ontdek. Moenie kla swaar tye jou lewe inkleur nie, maar verheug jou in die Here. Ons kan ons verheug in hom as ons glo wat God gesê het, elke moeilike toets of beproewing is 'n stappie hoër op die trappe na intiemheid met hom. Joy is not necessarily the absence of suffering, it is the presence of God. En so, Here, na al die jare staan ons nog in ons kinderskoene as dit kom by swaar kry en lyding as gelowiges. Dit voel partykeer of ons dieselfde lesse oor en oor moet leer. En dankie dat ons U kan vertrou met alles wat in ons lewens gebeur. Want U is besig om ons geestelik volwasse te maak. Gee vir ons daagliks die regte perspektief,
sodat ons vreugde sal kies, in plaas van kla, dat ons U sal sien, in plaas van al ons probleme. Amen.